worries. Ouers, wat 'n voorreg. Ek wil gou vir jou sê, ek is in tema van ons Opendaal, lekker mondvol vanmôre oor ons vreugdes. Dankie. Ons kom deur 'n goeie naweek. En hier voor ons lê 'n week uitgestrek, onbesoedeld. Jy kon geen kwaad gedoen môre nie. Hier lê uitgestrek, onbesoedeld en ek en jy gaan hom inkeer met ons karakter. En ek en jy het die rede om opgewonde te wees oor soveel. Baie van julle het môre julle draai my mond vol gemaak en pauses van groot wees, maar mevrou Balkos gaan net meer daarvan vertel. Maar nou is dit vir my 'n ongelooflike voorreg om vir Dominee Hein Delport te vra om vir ons nie weer op die regte wyse te begin. Nou is Dominee Hein is betrokke in onderwys, hy is beheerliggaamvoorsitter hier by Laerskool Pakenkop. Hy is betrokke by die hervormde gemeente Swartkop, maar hy is ook 'n dosent by die Universiteit van Pretoria. En dis nie 'n voorreg om vanmôre en ons het almal geluister in die personeelkamer ook en ja, dit het net so gevoel as 'n salfie wat so oor 'n mens gemoed gestreel was en dis my voorreg. Dominee Hein, jou eerste opening by Hoërskool Swartkop, ons luister graag na dit wat die Here op jou hart gelê het. Baie dankie. Dankie meneer Strydom, dis 'n omtrent 'n voorreg. Dis 'n voorreg om voor jou te kan staan vandag en dis 'n voorreg om te kan sê, Here, U seën ons om hierdie dag, hierdie week te begin in U naam. Maar party dae is dinge so 'n bietjie ondersteboorde. Ek weet jy het dit geleer in jou lewe. Party dae voel dit of dinge so 'n bietjie uitwerk volgens die plan wat jy dalk ver agter in jou kop het of wat die plan met jou pa en jou ma vir jou gegee het. Ken jy daai dae? Ek noem dit dae van disoriëntasie. Daar wat jy nie weet of jy opstaan of lê nie. So die lewe is mooi, die lewe is wonderlik, maar partykeer is dit asof die weer net nie wil ophou nie. Partykeer is dit asof die weerlig net aanhou slaan in jou lewe en dinge te veel word. En ek wonder baie keer wat doen mense die dinge so te veel word as 'n mens se dagboek so vol gelaai word en mense het so baie dinge om te doen in jou lewe. Ek het al die storie vertel van Chirpy. Miskien het jy dit al gehoor. Chirpy was 'n budgie van 'n vriendin wat ek ken, het 'n baie liefde storie. Sy sê altyd in haar lewe is die Chirpy storie haar storie. Sy sê daar's 'n vrou wat 'n budgie gehad het en die budgie se naam was Chirpy. Chirpy was regtig wat sy naam gesê het, 'n gelukkige klein voeltjie in 'n hok. 'n gelukkige klein voeltjie. En daar word sy vertel van die een dag toe Chirpy se naam nie gestand gedoen was nie. Toe Chirpy nie meer die gelukkige voeltjie was in die hokkie nie. Daar word vertel toe sy soos altyd haar Chirpy se hokkie skoon gemaak het. En sy het altyd haar hokkie skoon gemaak en vir Chirpy dan bo op 'n stokkie gaan sit en sy het die stofsuiger gevat en onder alles skoon gesuig, al die sade wat geval het. En op die spesifieke dag het haar foon 'n geluid gemaak. En sy kyk so om die WhatsApp te lees en terwyl sy so met die een hand haar foon hou en die ander hand die stofsuiger vashou, hoor sy net die geluidjie. Dit is eintlik nie storie. Sy besef wat gebeur het. En sy laat val die stofsuiger in die foon en sy maak die stofsuiger oop en daar kry sy vir Chirpy gelukkig nog lewendig. Maar sy vat vir Chirpy in haar hande toegevou en sy hardloop met Chirpy na die kraan toe. Maar sy het die waterdruk daardie dag onderskat. En dit was 'n power wash. Arme Chirpy. Sy besef sy het die kraan opgedraai het en Chirpy amper weggespoel was deur die vloed water wat uit die kraan uitkom, dat sy nou met Chirpy moet vat en onmiddellik onder die haardroër moet plaas.
plaas vir Chirpie onder die haardroog. En amper 'n paar sekondes nadat sy vir Chirpie onder die haardroog geplaas het, is dit net 'n pof geluid. En hy staan soos sy tere staan. En ek moet vir jou sê, die einde van die verhaal is Chirpie daarom oorleef. Maar Chirpie was nie eers so Chirpie nie. Daardie dag nie. Maar ek wil vir jou sê, vandag in ons lewe voel ons partykeer presies soos Chirpie gevoel het. Ons voel partykeer asof die lewe ons insuig en asof die lewe ons met 'n water wegspoel en op die volgende oomblik voel dit vir ons asof ons weggeblaas word. Oor een of ander rede. Maar dan kom daar weer 'n stadium in ons lewe waar ons ritme vind, waar ons mekaar vind, waar ons kan sê ek kan op die persoon langs my staat maak en ek kan in my geloof my hande vou en sê, Here, U gee vir my krag om ook hier deur te kom. En dis met hierdie gedagte dat ek graag vir julle 'n teks wil lees, Job. Nou ek gewoonlik lees ek in my eie lewe Job as so iets met my gebeur. Job was so. Hy het so 'n dag gehad. Hy het so tydperk gehad in sy lewe as jy die boek Job ken. En Job 38 antwoord God hom en God sê vir Job, toe die Here vir Job aangespreek uit 'n stormwind uit. Jy weet nie kom dit as God met jou praat uit 'n stormwind uit. Wie is dit wat besig is om my bedoelinge te dwarsloop, met woorde wat getuig dat hy geen insig het? Maak jou reg vir die stryd. Ek sal vra, antwoord jy my. Waar was jy toe ek die aarde se fondamente gelê het? Praat jy as jy die antwoord het? Wie die aarde afgemeet, weet jy dit? Wie die maatlyn oor hom gespat? Dit is amper asof God vir Job vat na 'n plek en sê, kom saam met my na dit alles wat ek geskep het. Ek is die groot skepper van hemel en aarde. Kom saam na 'n plek wat ek geskep het en besef dat al voel dit vir jou asof alles so groot en so verkeerd is in jou lewe, ek hou alles in stand. Ek hou alles in stand. En dit maak my stil in my hart om te weet dat God my lewe ook in stand hou. My Chirpie oomblikke ook in stand hou. Mag God julle hierdie week seën en mag julle so toevou in sy hande. Kan ek ons as gebed doen? Ons almagtige Vader, Here, ons erken vanoggend hier dat U is die skepper van hemel en aarde en U hou alles in stand. En daardeur sê ons ook, maar Here, Jesus, U hou ook my lewe in stand. En U beskerm my op dae van disoriëntasie. En daarom wil ek vra, Here, deur die Gees gee aan ons die leiding om elke dag daar te wees vir mekaar, sodat ons mekaar weer kan vind en weer 'n ritme kan vind in ons lewe. Hierdie week is 'n groot week vir Hoërskool Swartkop en ons wil vra, almagtige God, Here, sal U hier wees met die oop dae? Almagtige God, sal U saam met elke leerder en saam met elke personeel en saam met meneer Strydom wees, deur wat voor lê. Laat hulle 'n ware beeld van hierdie skool, ook vir die gemeenskap uitleef. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. En sê baie dankie vir Dominee Hein vir hierdie baie besonderse opening van vanoggend. Seuns en dogters, ek draf nou baie van julle kompie goed, en ek wil graag oor gaan mevrou Baldnos wat met julle gaan gesels oor wat vandag pauses gaan gebeur. Ons verwelkom nog proefstudente wat vanoggend hier by ons aangesluit het. En as jy opkyk na die brug toe, dan gaan julle daar sien. Kom ons gee vir hulle 'n verwelkomingsapplaus en sê vir hulle baie welkom. Hulle gaan die tyd hier by ons geniet en dankie ook vir julle. Dan sal 2 verjaarsdae vandag hier by die skool. Oom Rendani, wat daar by die Istro werk, julle hokkie ouens ken hom. Hy verjaar vandag. Ons sê vir oom Rendani baie geluk en dan die Ismail Foster, my sekretaresse, so as jy daar onder by my kantoor kom, weet nie, kantoor kan net oor kan my kantoor en vir eers daar sê vir die tannie geluk voor jy met my kan praat. Kom ons gee vir hulle inlaat besigheid sommer net 'n lekker applaus. Dankie. Zwaries, maar ook ons 2 oud Zwaries wat uitsonderlike prestasies bereik het. En julle weet, dis vir ons belangrik om altyd oud Zwaries ook te vermeld. Jy sit nie hier so op jou boude en eendag en staan ek weer hier
En as jy klaar met skool, dan spog ek oor jou, wat iewers daar buite groot prestasies bereik het, en in hierdie geval is dit 2 sportprestasies, en die een is sommer iemand wat julle baie goed ken, en dis Juffrou Simonay Weitz, wat verlede week gaan deelneem het aan die Suid-Afrikaanse atletiekkampioenskappe, en sy het in 3 verskillende items gehardloop, en ons sê vir haar baie geluk met haar met uitsonderlike prestasies, sy sal op die stadium alles mooi vermeld, maar vir haar 'n groot gelukwensing, hou jou hande klap vir 'n oomblik terug, en dan spog ons ook met Chris Smit, wat 2 jaar terug by ons matriek was, wat gekwalifiseer het vir sy 50 meter borsslag vir die Statebond Spele. Kom ons gee vir die ouds wat die lekker applaus. Nou, ons kom weer 'n naweek waar ons met nou daar in die halfstryd van die NBI-reeks verskeie skole toe nou ontmoet het. In totaal 14 skole wat mekaar die stryd aangesê het. Dit het met ons baie goed gegaan. Ek kan nie nou elke span se uitslae lees nie, maar ek kan net vir julle sê die tafel is gedek nou vir die finaal, wat volgende naweek, nie hierdie naweek, dit kom nie die naweek daarna, van Plaaspunt en Potchefstroom, die tafel is gedek vir 'n ongelooflike eindstryd. Want Hoërskool Swartkop is perfek geposisioneer met al ons sporte. En daar net vir almal van julle vir die naweek verby is, baie dankie. Dis nou ook, en ek sluit in die tennis wat Pietersburg toe gery het, vir almal baie dankie en baie geluk. Dis 'n dogter van my nou spog gevra oor muurbal. En ek gaan vra dat die volgende leerders my net vinnig gaan opstaan. Jan Corneille Brand staan iewers reeds, ja, so by die vlagpaal, Jan Corneille, Chanel Lepon, daar by die graad 8, Chanel staan vir op asseblief. En dan, Logan Kitson, Logan, probeer nou kyk, as sy, nou moet nie so beskeie wees nie, Tiani Baardorf, sy gaan liever staan, Tiani, die son plaas so bietjie, maar daar sy, en dan Tian Goosen, die soorong, waar is Tian? Tian, luister, as ek lees gaan vir jou, en ek vertel vir jou, in Suid-Afrika, gaan hulle nog vat die top 16, volgens die prestasies van hierdie ouens, wat geoormerk is die top 16 in Suid-Afrika, in die ouderdomsgroepe, en hulle sê, kom ons sit hulle gou teen mekaar, dis nou in elke ouderdomsgroep, en dan sê hulle, kom ons kyk, wat kan julle met mekaar maak, en dan sit ons op finale rangorde en ranglys neer. Jan Corneille, in jou ouderdomsgroep, het jy heel eerste geëindig. Chanel, in jou ouderdomsgroep, het jy heel eerste geëindig. Ons praat van die beste in Suid-Afrika, as ons nou hierdie vir mekaar sê. Logan, derde geëindig, Tiani op 'n 11de plek, en Tian op 'n 12de plek, in Suid-Afrika. Ja, ouens, hulle is warries. En ek kan sê, ek ken hulle. Kom nou, 'n lekker applaus vir ons, sê vir baie geluk. Nou, ek gaan nou eers mevrou Baardorf sê, sy moet nog 'n bietjie stil sit en wag. Ek gaan nou by haar uitkom, want ek wou amper nou nie woordstel my nie, ek gaan nou klaar maak, en dan gaan sy nou met julle tweets, en van sy 'n mond vol hê om te sê. Goed. Alle VLR, en almal van julle wat reeds gevra is om diens te doen, môre en oormôre met ons oop dae. Moet as ons hier klaar is, almal net hier agterbly, maar nou gaan ek baie mooi vra. Moes my doodstem? Nou gaan ek baie mooi vra, dat die res van julle met asseblief klasse toe beweeg, sodat ons die geraasbesoedeling net hier kan wegkry. So kom ons doen dit dan vinnig, en dan sê weer almal wat diens doen, VLR en enige ander leerders wat diens doen, Dinsdag en Woensdag in die oop dae, moet onmiddellik, as ons hier vandag, net vanuit die agterbly, ek kom vra vir die klankspan, dat jy die klank sal aanhou, vir mevrou Baardorf, dat sy met daar betrokke leerders hier kom gesels. Ons dan, akademiese periode vanmiddag, weer eens dankie vir jou bemoeienis daarmee, vir ons seunshokkie, vanmiddag ons gou van Noordheuwel Hoërskool wys hoe speel mens hokkie, dit gebeur tuis en weg daar by hulle, en ons sê vir julle baie sterkte. Ek vra asseblief vir al die VLR graad 8 seuns, vir die graad 8 seuns wat VLR is,
môre aan die begin van die laaste periode, asook Dinsdag, aan die begin van die laaste periode, moet almal van julle vinnig minuut voor portaal toe kom, asseblief. Baie dankie. Dan sê ons baie sterkte vir die golf, wat eerskomende donderdag in hulle finaal van die NDI reeks speel. Vir die golfers mag dit met julle uitsonderlik goed van. Swaries, maar dan sê ek by eerskomende Vrydag. Man, net omdat julle so gryp is, dan is lang naweek. Ek sê vanmôre vir van die kinders, luister, as julle baie soet is, kan julle volgende week maandag afkry. Toe dink hulle, dis nou vreeslik snaaks, en ek dit vir hulle sê, maar dis nou regtig so, dat vandag oor 'n week is 'n vakansiedag. So is lang naweek. Dan hoef jy nie wakker te skrik in die bed, jy kan wakker word. Jy kan net omlaat op die ander sy dan, né? Maar nou hoor gaan, omdat julle so gryp is, gaan ek Vrydag die skoolklok dat lei 12:15. En dan kan jy uitgaan. Maar nou ongelukkig nie, gelukkig is daar 'n maar. Ek moes eintlik eers gesê, nou is daar voorwaarde. Maar dan sit jy op die skool se paviljoen, hoor gou. Dankie. 20:04, dans die All-Stars. En 4:30 draaf ons eerste span op. En hulle gaan verhoorstoel Klerksdorp omvat. Op tuisbodem. Maar wie wat gaan nodig wees? Jy is nodig. Jy is nodig om ons span, wat so aanskoulik speel, met trots te kom ondersteun. Ek hoor mense tussen in praat. Jy is nodig om in jou koningsblou uniform, en ek nooi jou uit, en ek sê vir jou dankie vir jou teenwoordigheid, Vrydag, 20:04, om die skouspel van die All-Stars te beleef, en 4:30, ons eerste span deur te trek, tot 'n groot oorwinning, teen 'n baie sterk skool, die Hoërskool Klerksdorp. Maar ons is nou eens die item wat homself gaan uitspeel, dis 'n baie spesiale item, en ek gee graag oor daarvoor, dankie. Anders luister, waar is dit lekker? Hier is dit lekker. Adrian, jy sal jou wat verbeel, hoor. Hierdie is baie spesiaal. Nou ja, seuns en dogters. Ek gaan nou oorgee aan mevrou Badenhorst, en dan gaan sy julle vandag, na die skoollied gesing is, ek en Dominee Hein van, hy met ongelukkig universiteit toe, en ek gaan saam met hom net uitstap. Jy is op jou einde verplig om jou week te geniet. Jy is die beste. Give yourself 'n lekker applaus. Môre, Swaries. Was teruggestel. Party van julle het ek al baie vroeg vanoggend gesien, maar het julle gesien wat het Adrian vir haar saam met die bosblomme gegee? 'n Ferrero Rocher mondvol koekies. Daarvoor het hy hande klap nodig. Nou julle, op die hele
Dan hoekom ek vanoggend met julle praat. Ek wil 'n bietjie vir julle verduidelik. As jou ma 'n belangrike gas kry, dan sê hulle baie keer vir jou, hoorie, jy moet jou gedra. Maak nou so, maak so. Kom glo die mense in my tyd het dit so gegaan en dan gaan speel julle en ek sal julle weer roep of maak so. Sorg dat die tee reg is en ons almal kry 'n lysie. En sorg dat jou kamer reg is en trek die deur toe af wanneer jy reg is en. Nou hierdie week kry ons gaste. Maar as jou maale nou lekker koekies of ietsie te ete vir hulle gaste het, sê hulle nie vir jou, vir julle manne wat baie eet, sê hulle seker, sorg dat die gaste eers kry voordat jy vat, nee. Maar, hulle gaan nie vir jou sê, hoor, jy mag niks kry nie, gooi loop so uit jou mond uit, maar op die ouend het jy niks van hierdie gaste wat kom kuier en op die ouend is jy eintlik 'n bietjie vies en jy dink, hierdie mense kom net hiernatoe en hulle gooi ons hele organisasie en ons goed by die huis om. Nou julle, ons open dae is hierdie week en ons is die eerste skool in Suid-Afrika wat in samewerking met Mondvol 'n funksie hou. En daarom het ons nou vanoggend eintlik ons week afgeskop met 'n pop-up wat baie goed verloop het. Maar kom ons kyk 'n bietjie, hoekom het ons nou gesê Mondvol koekies? Eintlik kan party sê 'n koekie en ek het so 'n bietjie al daaroor gepraat. Maar as ek sê 'n mond vol, dan beteken as jy dink aan iets, dan beteken dit iets lekkers, iets heerliks om te eet. Maar dit beteken soveel meer, want elkeen van ons kan iets anders sê. So ons kan hierdie mond vol nie in een sin beskryf nie. Maar as dit nie ook presies hoe Hoërskool Swartkop is nie. Ons kan nie net sê, Swarries is great of Swarries is dit of dat nie. Swarries is 'n mond vol moontlikhede. Hier by Hoërskool Swartkop is elke dag 'n mond vol van kennis in ons klaskamers, waar onderwysers hulle passie uitleef en kinders hulle uitpresteer. Maar verder is 'n mond vol, is Swarries 'n mond vol talent op ons verhoog, in ons kunsklasse en op enige kultuuraktiwiteit waar julle uitleef en julle talente bekendstel en tentoonstel. Swarries is ook 'n mond vol op die sportvelde, in die vierkant en hier oral op ons Swarrie bodem. Swarries is ook 'n mond vol karakter waar elke leerder geleer word om hul beste self te wees. Ons moet nie probeer wees soos ander nie. Ons moet elkeen ons beste self probeer. Nou as jy 'n mond vol koekie proe, kry jy daai gevoel. Ek dink party van julle het hom vanoggend geëet sonder om hom in die mikrogolf te sit. Altyd daai smaak van nog eene. Hierdie genotvolle gevoel moet elkeen van ons wees. Ons moet elke dag na Hoërskool Swartkop toe kom met 'n hart van wie gaan ek 'n lekker dag. Kyk, daar is nie lekker nie, soos die dominee vanoggend gesê het. Maar dit moet vir jou 'n lekker plek wees om te smaak. 'n Smaak wat sê, dis lekker by Hoërskool Swartkop en ons sal altyd weer wil terugkom. Nou vandag pouse word ons spesiale koekie verkoop. Nou ons het aanvanklik gesê op die rugbyvelde, maar as jy sien hoe nat die rugbyvelde is, gaan ons op die ouend 'n groot gemors van modder en goed daar doen. So ons het besluit, ons gaan dit weer daarbo by die restaurant. Jy gaan soontoe kan stap en daar jou koekie koop. Julle pouse gaan ook langer wees. Sodat jy genoeg tyd kan hê. Nou, ons het Vrydag het ons die boodskap van Mondvol uitgestuur en ek dink klop van julle het dit op sosiale media gesien. Maar die wat dit nie gesien het nie, ons eie Hoërskool Swartkop koekie wat hulle spesiaal vir ons gebak het en wat net vir julle vandag
beskikbaar is die volgende. Mens kry 'n red velvet koekie, hy's lekker, maar hy's glad nie so lekker soos hierdie blou mondvol koekie nie. En in die middel het hulle witmelk sjokolade of Milky Bar soos julle ken, se lintballetjies gesit, saam met roomkaas, sodat as jy hom so oopbreek, dat die gooey so moet uitloop van die sjokolade. Nou, as ons nou dink aan 'n blueberry geur, of ons eet blueberries, dan sê hulle altyd dit het baie antioksidante in. Daarom het ons spesiaal, dankie, dat ons warriekoekie darm so bietjie gesond ook moet wees en help om die liggaam te suiwer. Nou, hoërskool Swartkoel vorm sy leerders en leer hulle goeie waardes wat nodig is vir 'n sinvolle bestaan. En dit is waar hierdie suiwerbeeld dan inkom. Die wit sjokolade in die middel is die vreugde, kameradie en samebinding van ons skool. Dis hoekom ons spanne gaan ondersteun Vrydag. En dan, as jy altyd op die paviljoen sit, dan skree julle die rooi, die wit, die blou zwaries. Daarom het ons bo op die koekie, is daar rooi en wit, en dit is die beeld wat ons uitdra, dat almal wat ons oop daar gaan sien, dat ons sit nie net voor alles wat ons bied nie, maar ons leerders wat ons op die ou end uitstuur, is van skougehalte. Nou zwaries is op almal se lippe. Zwaries is lipafdekking. En zwaries is 'n mondvol. Dis waar. Elke mondvol gevul met vreugde, passie en prestasie. Mag elkeen van julle 'n zwariekoekie koop vandag. Maar onthou, if you snooze, you lose. So sorg dat jy vinnig jou koekie gaan koop. Kom ons staan nooit vir die wat kan jy onthou almal wat diens doen tydens die oop dae moet agterbly in die vuurkant.